Waar sal my hulp vandaan kom? Dankie dat ons weet ons hulp is van U wat alles gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van U hande nie. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ek wil dat ons belydenis van ons geloof doen. Ons sê, ons getuig van die goedheid van die Here. Ons bemoedig mekaar, maar kom ons bely dit. Kom ons sê, dis die God in wie ek glo, voordat ons begin sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan 3 liedere sing, 4 liedere sing. Ek het nie 'n papiertjie hier by my net, maak nie saak, hy sommer net soos wat hulle loop, kom ons sing hulle agter mekaar. Ek weet net, ons moet sing tot waar ons dan by die kollekte of na die kollekte, ons slotlied is, in die hemel is die Here. Nou, goed. Right, ons gaan staan en lekker saam sing.
Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n wonderlike geleentheid wat ons het om te kan sing. Dankie dat ons met sang kan sê, Here, U is die God in ons lewe. U is die een wat die oorwinning behaal. Deur U Seun Jesus het U oorwin. Dankie dat U U woord gee om ons te help onthou. En dankie Here dat ons hierdie woord nou kan lees, kan luister. Ek bid, ek vra Here, maak dit stil in ons harte. Here, kom deur U Gees, kom breek U woord vir ons oop, dat ons dit verstaan, dat ons dit kan toepas in ons lewens, dat ons kan huis toe gaan, en dat ons, Here, 'n verskil kan gaan lewe, met hierdie belofte, dat U sê, ek is by jou, oral waar jy gaan. Seën ons saam, U diensknegt, U diensmaagd, luister wat U wil sê. Amen. Ons gaan uit Josua 1 uit, julle het dit mos nou al klaar opgesoek. Ons gaan by vers 5 begin lees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou hierdie opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Ek self gee jou hierdie opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Hoe kry 'n mens 'n kind 5 jaar en onder om in 'n vreemde huis in 'n donker vertrek in te loop? En ek wil eintlik sê, as 'n mens nou eerlik is met mekaar, dan sê ons vir mekaar, daar's nie 'n manier nie. Want donkerte maak mense bang, donkerte maak mense onseker, donkerte maak dat jy eintlik vir jouself sê, nee, ek sien nie kans hiervoor. En veral klein kindertjies. Maar as 'n mens vir hulle sou sê, ek is net hier naby jou. As jy skree, as jy roep, dan sal ek dadelik inkom en ek sal met jou praat. Ek sal jou kom help, ek sal jou kom beskerm, moenie, ek sal vir jou naby wees. Jy het al gesien in 'n rugbywedstryd mos, hoe die coach met die spelers praat, hulle bemoedig. So wanneer jy 'n kleintjie bemoedig,
dan mag jy dalk 'n bietjie sukses hê en mag hulle dalk die moed hê om in hierdie donker vertrek in te loop. Ek dink 'n ding wat meer kan werk is wanneer jy sê, maar kom ek hou vas jou hand wanneer jy in hierdie vertrek ingaan, wanneer jy in hierdie donkerte ingaan. Kom, ek sal by jou wees, ek sal jou hand vir jou hou vas, dan is jy nie alleen nie. Ek dink jy gaan 'n groter suksessyfer met daardie een hê, want dan is die vertroue in die pa of die ma of die volwassene wat by is, om dan die persoon of die kleintjie of die kind te help en te begelei. Iets wat baie suksesvol is wanneer jy vir hierdie een in die donkerte sê, maar kom ek sal vir jou 'n lig gee. En dan kan jy die lig aansit, en dan kan jy sien, daar's niks waarvoor jy hoef bang te wees nie. En dan stap hierdie persoon die donkerte in, en net voordat hy instap, hoor hy nog hierdie stem van die een wat sê, jy hoef nie bang te wees nie, onthou ek is net hier buitekant, of onthou ek vat jou hand, ek is saam met jou, of onthou jy het 'n lig, jy kan lig hier binnekant, jy hoef regtig nie bang te wees nie. En dan dink ek, dis die rustigste, wat jy iemand wat 'n vrees het vir die donker, amper kan help, om dit te oorkom, of om gemaklik te wees. Ek kan nou vir julle vertel, Vrydag aande, as ons jeugaande het, dan kom ons altyd in die konsistorie by mekaar, en daarna skuif ons na die kerk toe, na die gebou, hierso waar julle nou sit, en dat ons allerhande goed wat ons hier speel met die kinders, ensovoorts, maar iemand moet die ligte aansit. Was julle al hier binne gewees, as dit donker is? En dan, niemand wil eintlik dit doen nie, totdat ons op die eind gesê het, maar vat jou selfoon en dan kan jy lig tot hier voor, en dan sit jy net die een skakelaartjie aan, en daar is daar lig. Donkerte maak mens onseker, selfs hoërskoolkinders, soms onseker. Ek kan in myself onthou hoe ek na plekke toe kon loop, maar ek kon nie terugloop daarvan nie, ek het gesnoel, so vinnig as wat ek kan, net om weg te kom en weer by veiligheid. Donkerte doen iets aan 'n mens, maar mens kan dit oorwin. Dan is dit presies wat met Josua gebeur het, in die gedeelte wat ons gelees het. Eintlik voel dit vir my so groot impak in hierdie paar verse, wat jou nie 'n minuut neem om dit deur te lees nie. Groot iets vir die onbekende, dit wat hom bang maak. Want wat vir hom bekend was, is dat vir 40 jaar het die Here, of 40 jaar gelede het die Here hierdie slawe volk deur die Rietsee gelei na hulle vryheid. Vir 40 jaar lank bly hulle in die woestyn. Vir 40 jaar lank was Moses hulle leier gewees. Vir 40 jaar het die Here vir hulle voorsien. Kos, water, wolkkolom, lig in die nag, vuurkolom. 40 jaar lank het God hulle beskerm teen ander volke. Vir 40 jaar sorg die Here vir hulle. En nou moet hulle oor die Jordaan trek, en Moses is klaar, sy regeringstyd is klaar, en Josua moet die volk inneem. En dan moet hulle deur lande trek, Ammoniete, Moabiete, Filistyne, en hulle moet hierdie lande oorneem, sodat hulle by Kanaan kan uitkom. Wat vir hulle voorlê, is oorlog, iets wat hulle nie geken het nie. Wat vir hulle voorlê,
is dit wat die verspieders, onthou julle, Moses het mos mense uitgestuur en gesê, gaan verken vir ons die land. En dan kom hierdie verspieders terug, en dan sê hulle, daar is groot vrugte, daar's groot mense, reuse, daar bly reuse in hierdie land. En ons voel so sprinkane. En dan gee God vir Josua die opdrag. En dan sê hy, gaan hierdie land wat ek vir jou voorvaders gegee het, moet jy die volk in besit laat neem. Maar wees sterk en vertrou. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. En dan dink ek, hierdie sterk wees kan 'n mens op klomp maniere probeer verduidelik. God wat kom sê, ek soos vir ons vir daai kleintjie sê, wat in die donker moet ingaan en sê ons, maar ek is hier buite die deur en roep net, en okay, goed, vat aan my hand, en dan, okay, hier's 'n lig vir jou, jy is nie, jy kan sien dat daar geen gevaar is, jy kom God en ek kom sê vir Josua, jy moenie bang wees nie, kom ek vat jou hand, kom ek stap hierdie ding saam met jou deur. Ek sal by jou wees oral waar jy gaan. Sterk wees, julle weet wat doen dinamiet. As dinamiet ontplof, is dit groot krag. So God sê vir Josua, jy moet sterk wees, jy moet soos dinamiet wees, waar jy kom, sal mense hierdie krag van jou beleef en ervaar. Soos dinamiet 'n verskil maak, so sal jy dit ook doen. Jy moet onstuitbaar wees in hierdie opdrag. Niks moet jou stop nie. Ander manier of ander woord vir hierdie sterk wees is standvastig wees. Jy moet standvastig wees, jy moet bly by wat ek vir jou gesê het. Sterk wees, onstuitbaar wees, standvastig wees. Maar hy sê ook, jy moet vasberade wees. Jy moet vasberade wees in dit wat jy doen. Ten spyte, ongeag, moet jy nie jou oog afhaal nie, moet jy nie vergeet wat is jou roeping nie. Daar's 'n teks wat sê in 1 Korintiërs 9, soos 'n atleet ten spyte van sy moegheid alles gee om by die wenstreep te kom. Dis waar hy stop. Ten spyte daarvan dat hy moeg is. 'n Bokser, ten spyte van sy moegheid, beplan hy 'n uitklop hou. Ten spyte daarvan, Josua, dat jy moeg is en dat jy uitgeput sal wees, jy moet vasberade wees. En die derde ding wat hy vir hom sê is, moenie skrik nie. Moenie skrik nie, want ek is by jou. So wat moet Josua nou doen? Hy sê, hierdie woord van my, Josua, hierdie woord van my, moet jy lees. Dis die eerste ding, dis wat hom sterk sal maak. Hy sê, jy moet hierdie woord lees. Jy moet alles doen wat hierin staan. Jy moenie links of regs afdraai nie. Wees sterk, ek is by jou. As ons hierdie woord, hierdie wat ons gelees het uit Josua, op ons toepas, wat sê die Here vir ons vir 2026? Dalk begin die Here en hy sê, jy's dalk die klein, ons het net nou die dag, die graad R'tjies, nou hulle was nou nie opgestaan nie, maar ons het die graad eentjies gedoen, so ons het vir die graad eentjies gesê, en hierdie onbekende voor jou, graad R, onbekende voor jou, graad dubbel R, triple R, ek weet nie wat, ek ken nie daai goeters nie, so, maar al die kindertjies wat skool toe moet gaan, dagsorg toe moet gaan, die Here sê, ek is by jou. Miskien is jy dalk die hoërskoolkind wat vreemd is, vir wie dit vreesaanjaend is, wat uit die gemaksone van die huis weggeruk is en ewe skielik is jy gekonfronteer met iets wat jy nie ken nie. Miskien gaan jy universiteit toe.
Miskien gaan jy 'n gap jaar vat en oor see gaan. Miskien gaan jy wat ook al doen. Miskien is jou gemoed swaar as gevolg van siekte, onsekerheid. Miskien is daar finansiële druk. Miskien is jy bekommerd oor jou kinders. Miskien voel jy net nie so seker oor 2026 nie. Wat sê God vir ons? Die Here sê, soos ek vir die kleintjie wat bang is vir die donker sê, ek is by jou. Kom sê God vir my en vir jou, vir hierdie jaar wat voorlê. Moenie dit vergeet nie. Jy is nie alleen nie. Ek is by jou. Soos wat hy by Moses was, soos wat hy by Josua was, so is God by ons. En help hy ons. En sê hy vir ons, bemoedig hy ons en sê, wees sterk, wees vasberade. Hoe gaan ons sterk wees? God sê vir ons, lees hierdie woord. Lees hierdie woord. Begin, soos wat ons gesê het in die begin van die jaar. Hierdie woord moet ons ken. Hierdie woord versterk ons. Hierdie woord herinner ons. Hierdie woord leer vir ons. Moenie links of regs wegdraai nie, doen wat die woord sê. En 'n baie belangrike ander ding is wat hy sê in Hebreërs. Moenie die byeenkomste van gelowiges geringskat nie. Die wêreld kan dit nie verstaan nie, want hulle verstaan niks van die Heilige Gees nie. So wanneer gelowiges bymekaar kom, wanneer gelowiges saam sing, wanneer gelowiges bid, wanneer gelowiges hulle geloof bely, wanneer gelowiges uit die woord lees, dit toepas in hulle lewe, word hulle opgebou, word hulle sterk gemaak, word hulle toegerus, gebeur daar iets met hulle, en stap hulle uit hierdie gebou uit, versterk, bemoedig, vasberade, gedetermineerd om te sê, Here, waar ek gaan, sal ek u lig laat skyn. Waar ek gaan, ek sal u lig skyn, wat vir my sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Graad 1, graad 8, eerste jaar, matriek, gaan werk, bekommerd oor finansies, kinders, maak nie saak wat nie. 'n jaar wat vir ons onbekend voorlê, kom sê God, ek vat jou hand, en ek is by jou, en ek sal vir jou help. Soos wat die atleet ten spyte van moegheid die wenstreep in gedagte het, kom sê God vir my en vir jou. Praat mekaar moed in. Bemoedig mekaar. Help mekaar. Herinner mekaar. Motiveer mekaar. Bid vir mekaar. Maar gaan hierdie jaar in met jou oog op die wenstreep. Met jou oog op hierdie woord wat sê, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie. En ek wil eintlik sê, ons kan hierdie teks ook neem, die Here wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, dis wat God vanoggend vir ons kom sê. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Onthou jou kragbron, of eerder gaan terug na jou bron van krag. Onthou julle so 'n paar jaar gelede die meisie van Oranje skool in Bloemfontein wat gesê het, ken jou lig en lig jou ken. Ken jou lig
weet waar vanaf jou krag kom, ken dit, weet dit, herinner, bid dit, bely dit, sing dit, leef dit, en lig jou ken, om te sien waar die wenstreep is, en waarin jy op pad is, en weet jy is nie alleen nie. Mag die Here ons seën in hierdie jaar, mag hy ons toevou, mag ons hardloop sonder om moeg te word, en mag ons loop sonder om afgemat te wees. Amen. Hemelse Vader, dankie vir genade onbeskryflik groot. Dankie vir u woord. Dankie vir die werking van die Heilige Gees. Dankie as ons enige vorm van onsekerheid het, enige vorm van angs, enige vorm, Here, wat ons bang maak, kom sê u vanoggend vir ons vir 2026. Ek is by jou, moenie bang wees nie, ek help jou, ek hou jou vas, en ek is daar tot by die volëinding toe. U gee u woord waarin ons u hart, u beloftes kan ken, en Here, u sê, moenie vergeet, om saam met mekaar te kom nie, want dit bou jou krag. Dit maak jou sterk. Dit bemoedig jou. Dit gee jou hoop. En die Here, ons wil vashou hieraan. En ons wil sê, dankie dat u voor ons uittrek. Dankie dat u vir ons sê, moenie bevrees wees nie, en moenie angstig rondkyk nie. En ons wil dit glo, en ons wil u daarvoor vertrou. Stap nou met ons in 2026 in, ons trek op die eerste dag van Februarie, en Here, wat 'n wonderlike gerusstelling om te weet, ons is nie alleen nie, u is daar, ons prys u daarvoor, in Jesus Christus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.